Goeienaand julle, welkom terug. Het is so lekker om te sien mense het uit hulle gaatjies uitgekruip in die koue. Vir die wat by die huis gaan kyk, ek hoop julle sit onder 'n warm kombersie met lekker chocolate en goed soos ons en koffie. Goed, terwyl ons so sit, kom ons raak net rustig. Dankie liewe Heer vir nog 'n week. Kan nie glo daar's al 'n week verby van laasweek af nie. Maar dit is so amazing om te weet, U is elke dag, elke sekonde by ons. En ook dat U reeds by môre is. U weet wat môre wag. So Here, maak ons asseblief rustig, dat ons nie sal bekommer oor môre nie, maar laat ons in hierdie moment nou sal fokus in ons harte en ons oë en ons ore sal oopmaak vir al die geheime geskenkies wat U vir ons in die Bybel het. Dankie vir al die liefde. Amen. Oké julle, so ons het nou 3 nuwe mense gekry deur die week wat Bybels bestel het. Hulle het sulke amazing goed by julle gehoor oor die Bybel, so sonder dat enetjie al ooit hier was, het hy al 'n Bybel bestel voor hy kom, so ek is baie excited. So ons het hier oopgemaak by die Bybel en Praktyke. Aan die begin van die Bybel, net na die lys van Bybelboeke, staan daar, waarom is die Bybel in praktyk uniek? Ek gaan hom net so draai vir die mense by die huis. Dis daai bladsy wat so dik streep het. Goed. So as julle nou kyk op daai bladsy, daai dik streep, oral waar daar bokant die streep ietsie geskryf staan. Sien julle daar aan die regterkant staan daar die tyd van die aardsvaders. So 'n aardsvader is daai liedjie wat jy gesing het toe jy klein was. Vader Abraham, het sy seuns of baie seuns, né? So Abraham, Isak, Jakob, dis die aardsvaders. So as jy 'n notaatjie daar wil maak, kan jy skryf Abraham, Isak, Jakob. Dan begin jy daarom op 'n bietjie jou aardsvaders ken. Bietjie verder staan daar, Josef moontlik in Egipte. Julle sal sien, daar staan in hakies, die tyd is bietjie onseker. Ons sal nog daaroor gesels. En dan gaan dit nog verder na die aardsvaders. So onthou julle laasweek het ons gesê, by die jaar 0, 2000 jaar voor dit, min of meer, het Abraham gelewe. Sien julle daar? 1950, dis die datum van die aardsvader. Okay? So dis Abraham se datum wat ons min of meer kan vassit. Dan het Isak en Jakob en hulle gegaan, en dan die tweede tyddeel is die tyd van die aardsvaders. Daar gaan nog aardsvaders gaan. So as jy omblaai, hoe kan jy sien die uittog uit Egipte? Dis min of meer so 1250 voor Christus. So wie het die uittog uit Egipte gelei? Wie was daai ou met die staf? Moses, né? So jy kan daarbo 'n bietjie skryf Moses en Aaron. Damien wil inkom, sy wil net daar. Hallo Damien. Ek hoop jy sien ons. Welkom. Goed. So, ons is nou gesê, Damien, as jy jou Bybel by jou het, kyk gou voor in jou Bybel. So op die 4de bladsy, na die lys is daar so 'n dik swart lyn. Okay? So bokant die lyn kan jy 'n bietjie skryf. Ons het nou Josef gesien, as jy omblaai, die uittog uit Egipte kan jy Moses en Aaron, onthou Aaron was Moses se boetie, okay? Oom Henk sê altyd, hy dink dit was net Aaron, maar omdat Moses gehakel het, is hy Aaron, maar dis net 'n joke, okay. En toch in Kanaan, die rigtertyd, sien julle die rigtertyd? Wie is die vaste bekende rigter wat altyd so sterk is in die Bybel, wat die kinderbybels. Wie was die sterkste ou in die kinderbybel? Hy het so lang hare gehad. Samson. Goed, so bo rigters kan jy skryf Samson. Goed,
Dan gaan julle so verder sien aan die regterkant, so 1020 voor Christus, is Saul ons eerste koning. Saul word koning. Sien julle dit? Dan bietjie bokant hom staan daar, 1000 voor Christus, Dawid word koning. Dan net langsom, so 965 voor Christus, Salomo word koning. Dan net so skuins onder hom staan daar skeuring van die ryk. Dit gaan nog 'n belangrike ding wees wat julle moet onthou. Onthou julle dat Jakob, onthou julle die aartsvaders is Abraham, Isak, Jakob. So Jakob het 12 seuns gehad. Okay, die 12 stamme van Israel. Okay? Hier skeur daai stamme in 2 dele. Die Noordryk en die Suidryk. So daarby skeuring maak vir jou so 'n streepie boontoe en sê Noord, Suid. Agter Noord kan jy 'n hakie skryf 10 stamme. En agter Suid kan jy 'n hakie skryf 2 stam. Dan na die 2 stamme maak vir jou so 'n sterretjie. Dan skryf jy Jesus. Okay? Jesus gaan uit daai lyn uitgebore word. Want julle hoef dit nie te onthou nie, ons gaan nog al hierdie goed bykom. Goed. So hoekom ek vir julle hierdie lyn wys? Sien julle onder die lyn? Is daar ook datums met goedjies wat gebeur? Dit is wêreldse goed wat gebeur. In Egipte, in Griekeland, in Rome. Kyk, heel op die einde staan daar bo Jerobeam die tweede, word koning van die Noordryk, maar kyk wat staan onder hom. Die eerste Olimpiese spele word gehou. Okay? So dis iets waarvan julle almal weet wat vandag nog gebeur. Dit het begin daar by daai amazing Colosseum. En kyk hoe lank terug is dit, 776 voor Christus is die eerste Olimpiese spele al gehou. So ons gaan vanaand ietsie leer wat met die spele te doen het. Dis hoekom ek wil hê julle moet kyk wat hier aangaan. Goed, ek blaai nog 'n keer om. Nou gaan julle begin sien al die name op julle naamlys. Hou jou vinger hier. Dan gaan jy gou vorentoe in jou Bybel, daar waar ek jou gesê het waar die naamlys van die boeke van die Bybel is. Dis so bladsy 4 of 5. Sien julle by die Ou Testament se kant is daar 'n lang lys name. So ek wil hê jy moet daar langs Ou Testament skryf jy 39 of net so onder hom of net langs hom. Skryf 39. Ons het 39 Ou Testament boeke en onder die Nuwe Testament skryf jy 27. En dan daarbo in die hoekie kan jy skryf is gelyk aan 66 boeke. Goed, ons het 66 boeke in hierdie Bybel. Sien julle in die Ou Testament se kant begin hy by Genesis, Exodus, Levitikus, dan gaan jy met jou vinger so eentjie af, dan kry jy Rigters. Dis waar jy gaan lees van Samson. Okay? Enetjie onder hom, Rut, dis waar jy 'n bietjie van Rut, onthou julle laasweek het ons oor Rut en Boas gepraat, daar's Rut se storie. Samuel, konings, as jy konings gaan lees, gaan jy bietjie leer van koning Saul en koning Dawid, as ook daai 10 stamme se slegte konings, en die 2 ander stamme se goeie konings. Okay. Kronieke, Esra, Nehemia, Ester is die ander vrou in die Bybel. So ons het vir Rut en vir Ester, dis ons 2 vroue wat in die Bybel geskryf het. Job en Psalms en Spreuke ken julle goed. Dan kry jy van Jesaja af, kry jy jou groot profete. As ons ergens in die Bybel gaan lees van die groot profete, is Jesaja, Jeremia, klaagliedere, Esegiel en Daniël. Jy kan daai
1, 2, 3, 4, 5. Van Jesaja tot by Daniel kan jy so hakie sit. Dis jou groot profete. Dan, waarby ek eintlik wil uitkom, is van Hosea af, ondertoe, tot by Maleagi, is jou kleiner profete. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Agai, Sagaria, Maleagi. Onthou, Maleagi was die laaste klein profeet wat geskryf het, toe bly God vir 400 jaar stil, voordat Matteus kom. Okay. So onthou nou hierdie klein profeetjie se name, dan gaan jy terug daar waar jy jou vinger gehad het, by jou tydlyn. So hier onder regs het ons die Olimpiese spele gehad, nou kan jy een bladsy omblaai. Kyk daarbo staan, Amos begin optree. Goed? Gaan kyk gou daar, hou jou vinger, julle gaan nou heeltyd so rondgaan. Hou jou vinger daar, sien julle? Amos, bladsy 1270, by jou indeks is Amos. So dit wat Amos hier geprofeteer het, kan julle daar in Amos gaan lees. Okay? Kyk die volgende een, Jesaja, hy is een van jou groot profete, dan kan jy hom weer daar by die groot profete gaan lees. Dan kry ons die Noordryk kom tot 'n val, so daar gaan daai 10 stamme verdwyn hulle en ons hoor nooit weer van hulle. Daai 10 slegte konings is missie. Dan kry ons van Nahum, sien julle Nahum, dis een van jou klein profete, daar by bladsy 1306, gaan jy van hom lees. Dan kry jy vir Sefanja, klein profeet, vir Jeremia, weer een van ons groot profete. En so, daar is Habakuk, daar by 608 voor Christus. Op die ander bladsy kry jy vir Obadja, bietjie verder kry jy vir Haggai en Sagaria. As jy ombly kry jy vir Esra, Nehemia, Maleagi. En dan kan jy 'n groot sterretjie maak wat sê 400 jaar stilte na Maleagi. So die ouens wat bietjie sielkunde of filosofie of so iets geswat het of belangstel in sulke goedjies, as jy onder die lyn daar kyk bietjie wie het in daai 400 jaar se stilte vir ons goed geskryf. Plato, Aristoteles, Socrates. Kyk wanneer is Plato gebore? Socrates, die Griekse filosoof. Sien jy alles wat in die wêreld te gebeur het? Aan die regterkant, Alexander die Grote. Kyk regs hier, in die middel regs, 215 voor Christus. Wat staan daar? Denzel, wat sien jy daar? Die groot muur van China word gebou. Kyk, 200 jaar voor Christus al. So sien julle hoekom was dit vir daai mense so amazing toe daai muur Afrika volg, né? Goed. Op die einde Kleopatra aan bewind. As jy omblaai, Herodes die Grote word koning. Wie ken vir Herodes? Wat het hy aangevang? Al die babetjies doodgemaak toe Jesus klein was, né? Kyk onder wat het gebeur. Julius Caesar word vermoor. Net langs dit, Kleopatra en Marcus Antony pleeg selfmoord. Klink soos 'n Romeo en Juliet, né? Bo, Jesus word in Bethlehem gebore. Maar kyk nou wat staan in hakies daar. Plus minus 6 voor Christus, né? So ons kan nog lekker bietjie daaroor gesels, want dit maak baie de mekaar. Maar dit is eintlik eenvoudig. Goed. Bietjie verder, Jesus word gekruisig. Hier onder in die middel, so by 54 tot 68 na Christus, kry ons vir Nero, die keiser in Rome.
Ons gaan nog baie in Openbaring van hom gesels, want hy is die oorsaak van al die hartseer waaroor Johannes skryf. Al die mense wat so wreed vermoor word. Hy is die groot eina daar. As jy na Nero verwys in Openbaring, sal jy sien hulle praat van die nommer 666. Okay. Dis maar syfertjies wat hulle daai tyd aan die Griekse alfabet gekoppel het. En as jy die syfertjies gaan bymekaar tel, dan kry jy Nero se getal 666. En alhoekom hulle maar sulke kodegoedjies gebruik het, want Johannes was ook maar bang om doodgemaak te word voordat hy als kon skryf wat Jesus wou gehad het hy moet skryf. Hy was nie bang om na Jesus toe te gaan nie. Hy wou net als neerskryf voor hy kon. Okay. So kyk aan die einde daar, 95 na Christus, word die boek Openbaring geskryf. En dan sit die einde van enige iets wat geskryf is, wat in jou Bybel is. So hierdie boek van Genesis tot by Openbaring is geskryf van goed 2000 jaar en vroeër, want onthou Adam en Eva en Kain en Abel het voor die aardsvaders geleef. Ons weet nie hoe lank nie. Tot 2025 se mense kan nog hier uit leef. Okay? Ek gaan julle sê nou hoekom sê ek dit, as ons in Openbaring lees. So, dit wat hier staan is vir die mense in daai tyd geskryf, maar hulle loer oor die skouer van mense wat vroeër geleef het, en ons loer weer oor die skouer van hulle wat teruggeskryf het, né? So eintlik gaan hierdie storie eers klaar maak, julle sal sien in Openbaring gaan hierdie storie nog tot wanneer Jesus weer kom. So eintlik is ons nou deel van die res van hierdie storie wat geskryf word tot Jesus weer kom. Dit word net nie gecapture hier binne. Maar jou lewe, jou kind se lewe, jou kleinkind se lewe, jou ouma se lewe is nog deel van hierdie God se storie tot die wederkoms weer. Die boek het nie opgehou, God het nie opgehou om met mense nuwe dinge te experience of nuwe dinge te leer. Ek meen, hoeveel tegnologie dink ons nou uit? Hierdie ouens het gedink, hulle is so amazing toe hulle 4 ontdek het. Nee? 4 is nie eers so oud nie. Ek meen, Suid-Afrika, as jy nou mooi daar dik is, ek Haffontein is 300 jaar oud. Kyk hoe oud is die Olympiese spele. Kyk nou hoe oud ons land is. Daar is nog soveel goed wat God saam met ons te kan. Dit laat mens partykeer fragmentig voel, né? So klein spek daar. Goed. So kom ons gaan Openbaring toe. Hoekom daai stukkie nou belangrik is dat ek vir julle gewys het? Dit is 'n lekker ding om vir iemand te wys en vir jouself dat as hulle in die Bybel sê Jesus is gebore in die tyd wat koning Herodes aan bewind was, dan kan jy in buite Bybelse annale gaan kyk. Wie was die koning in daai tyd? Herodes. Okay, my Bybel praat die waarheid. Oral sê God vir ons sulke klein goedjies, en die ouens wat die Bybel geskryf het, het vir jou sulke klein clues gesê van wie was in bewind, wat het gebeur, wie's aangeval, watter oorlog het toe gebeur. En as jy dit dan, as jy vir iemand wil sê, die Bybel is nie 'n veeverhaal nie, dis die waarheid, dan kan jy dit in buite Bybelse goed gaan oplees. Okay. Goed, so ons is terug by Johannes se brief en Openbaring aan Pergamum. Goed. Onthou julle, ek het vir julle gesê, as julle na daai kaart kyk, ek het daai kaart op julle fone opgestuur, maar hier is sommer vir julle wat hier naby sit. Hier is Patmos, né? Daai rooi ou kolletjie. So as jy hier omgaan, so al in die ronde, kan jy die 7 gemeentes sien wat hy besoek het. So op julle nou het ek vir julle gesê hoe ver die gemeentes van mekaar af was. So Efese was hy lekker naby aan die see, soos die bootjie kom stop het, dan was hy daar by die see. Dan is dit so 56 kilo Smyrna toe, dan Pergamum, sien julle hoe gaan hy om en om en om, en dan van Laodicea af 152 terug Efese toe. So,
Die kenners, en ek verwys na die kenners, ek gaan sommer hierdie boek vir julle wys, want dis die boek waar die kaartklok uitkom. Dis die A tot Z van Openbaring, wat professor Jan de Rand geskryf het, onthou julle, ek het vir julle gewys, hy is ook een van die medewerkers voor in jou Bybel in praktyk. Okay? So hy het vrek baie vir ons geskryf, so hier's baie goedjies wat julle hierin ook kan lees. So, ek sê daar vir jou, meeste van die kenners sê, dat hierdie 7 briefies aan die gemeentes, is nie 'n ouetjie wat geloop het met 3 koevertjies, en vir elke gemeente sy eie koevertjie gaan gee. Hierdie was 'n bundel, wat hy gevat het, en die ouens in Efese, het almal sin gelees. Die ouens in Smyrna, het al die briewe gelees. So het almal al die briewe gelees. Hoekom? Want, dieselfde ding wat by die een ou verkeerd gaan, gebeur dalk nie nou by die ander ou nie, maar hy kom dalk nog. Verstaan jy? Want dis mense, almal kry dieselfde moeilikheid. Nog daai hele wat het ons gesê, wat is die getal 7, staan vir die volheid van alles. Dis God se getal, dit sluit alles in, die volheid. So as hy vir 7 gemeentes skryf, beteken dit geld eintlik vir al die gemeentes. Van daai tyd en vandag. Julle sal sien, die nonsens wat in hierdie ouens se gemeentes is vandag nog in ons gemeentes, in ons skool, by ons werk, by ons huise partykeer. Nie almal is so gelukkig om in 'n gelowige huis groot te word nie. So die probleme is oral. OK, goed. So as jy vandag op 'n kaart wil gaan kyk, is, as ons praat van Klein-Asië in die Bybel, is dit Turkye vandag. En as jy Pergamum gaan soek, is dit Bergama. Sal op die kaart staan vandag. OK. Goed, nou wat het Pergamum nog op die map gesit wat ons vandag nog gebruik? Jolande, jy gebruik dit baie. Dit lyk net anders nou. OK, wat is parchment paper? Jy sit op papier op jou pak, né? Ja, né? Dis nou ons parchment paper. Maar in hulle tyd het parchment in Engels of in Frans gestaan vir die Afrikaanse woord perkament. Dis as jy geskryf het op 'n dier se vel. Die dier doodgemaak, die vel gelooi, en dis waarop jy geskryf het. Daai velle het bietjie langer gehou as die papier is wat so verkrummel het. OK. So, 'n partykeer was boekrolle op 'n diervel opgerol, of met 'n perkamentrol opgerol. So hierdie was 66 sulke rolle. OK? Imagine as ek nou met 66 dierevelrolle hier moes instap vanaand. Né? En as daai dierevelrol iets oorkom, dan moet iemand hom met die hand gaan oorskryf. Goed. So, onthou nou, daai diervel het nie hoofstukke gehad nie. Hy het nie kommas gehad nie. Hy het nie actually vokale gehad nie. Daai tale het nie A, E, O, E nie. OK? So baie keer as die woord liefde daar staan, kan dit vir een woord wees vir verskillende soorte liefdes. OK? Hulle het nie so baie woorde soos ons gehad. En hulle het nog van regs na links geskryf ook. OK? So, baie keer sal hulle vir jou sê, 'n woord kan hierdie beteken, maar hy kan ook hierdie beteken. Want dis dieselfde ding, maar partykeer, dis maar soos ons ook sinonieme het, soos, is nie sinoniem, sit homonieme of homofone, 'n leer en 'n leer. Een is 'n leer waarop jy klim, of 'n leer waaruit jy moet leer. Jy moet iets leer. Okay, so partykeer is daar seker woordjies wat ons nie in ons tale voor 'n regte woord het vir hulle geskryf. Okay. Goed, so kom ons lees wat staan daar. Julle kan dan nou omblaai na die enetjie wat sê Asclepios. Okay, vir jou plaatsak. Hierdie ene. Goed. So onthou julle laasweek het ons daar by Openbaring 2 gelees van die skerp swaard met die twee snykante.
Ons het gelees van die troon van Satan, daar waar Zeus hulle so goed was. Ons het gelees van Biljam se leer, onthou julle nog? Ons het van die Nikolaïte gelees. So, vandag sê die Here by vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Wat is nou weer Jesus se swaard? Hierdie Bybel, né? 2 snykante, goed en sleg, né? As jy nie weet of iets reg of verkeerd is of voel nie, check jou Bybel. Okay? Kies dit jou antwoorde. Goed, so ons is by vers 17 vanaand. Openbaring 2 vers 17. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Sien jy? Dis meer as een gemeente. Hy skryf vir almal. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Oi, wat beteken dit? Dit klink nou soos regte Grieks sonder vokale en iets wat glad in sin maak. Maar julle, hierdie een versie het 4 bladsye as 'n skryfwerk. En dit het te doen met goed soos die Olimpiese spele, né? Maar as jy dit nie weet nie, beteken dit vir niks. Okay. So, kom ons begin, is hulle reg? Goed, so, onthou julle, ek het daar vir julle gesê, toe ons oor die troon van die Satan gepraat het, kyk daar links onder in julle Bybel in praktyk, het daar by 2 vers 13, sien julle hier onder by my vinger, 2 vers 13 het hulle gesê, die troon van die Satan kan verwys na Asklepios, tempel van Asklepios, die god van genesing, of die altaar van Zeus. So ons het al die gode gedoen behalwe Asklepios, want ek het vir julle gesê, hy is te groot om te doen. So vandag doen ons hierdie een. So Asklepios, as jy hom gaan Google, ek sal vanaand vir julle die foto op julle groepie sit. So het so ou man met 'n baard, en hy het altyd 'n staf by hom. Op partykeer het die staf 1 slang op, wat so om die staf gaan, partykeer 2 slange op. En julle wat hier met doktersgoedjies werk, weet, dis nog steeds op die ambulans, is nog steeds op ons bandjies. So, Asklepios het daar op daai hoë koppie, hulle praat van 'n berg, maar dis 300 meter hoog, hy het daar uitgestaan as 'n antieke genesingsoord. Nou julle wat hier in 'n sentrum is, Annemie hier by Bardelino, ek dink net hoe amazing sal dit wees, is hier 'n mediese spa is, 'n kliniek, 'n sielkundige en 'n kerk. Okay? Dis alles wat daar by Asklepios se plek was. Goed. So, dis praktyke wat bietjie gemeng was. Daar was geloof, maar dis nie ons geloof nie. Hulle het nie ons God aanbid nie. Hulle het vir Asklepios as God aanbid. Klein lettertjie God, né? Asklepios was die God. Hulle het rituele gehad en hulle het vroeë mediese kennis gehad. Onthou, hulle diere en hulle plant en goed was nie so min al oor soos ons nie. So as daai tannie, wat is haar naam op RSG? Antoinette Pinaar. Het julle al gehoor van tannie Antoinette Pinaar? Gaan vra julle ma's of julle oumas. Tannie Antoinette Pinaar praat op RSG, en vertel sy jou as jy 'n skeet het, wat se herb of veldblommetjie jy kan gebruik om dit beter te maak, né? En van haar goed werk rarig. Goed, so dis maar herbalistings en olies en sulke goed. Goed. So, as jy nou siek was, onthou nou naby aan die see was dit. So mense het van oor die wêreld na hierdie ou toe gekom vir genees. So as jy siek was, was daar 3 goedjies wat hulle met jou gedoen het as jy daar aangekom. Die eerste ding is die seremoniële reinig. Onthou daai ouens was in die stof in die woestyn en die goed.
So, nie net moet jy jou handjies en jou voete was as jy geëet het nie, maar as jy nou na hierdie fancy spa toe gaan, dan bad hulle jou eers in heilige water. Okay? Ek sê nou heilige water, want julle het laas, onthou julle toe ons Laodicea en daai goed gedoen het, julle daar is warmwaterbronne, daar's minerale baddens. So al klaar dink ek, as ek en jy vanaand in 'n minerale bad gaan lê, gaan ons al klaar beter voel van ons skete, né? As jy daai soutte of olies op jou lyf. Goed. Dan het hulle jou 'n spesifieke vas laat doen of 'n spesifieke dieet laat doen, net om jou 'n bietjie skoon te maak, né? Wat al die verkeerde goed wat jy dalk op die skip geëet het, of as jy eers daar in die feeste in die tavern vasgehak het en so 'n bietjie te veel in die bottel gekyk het, hulle maak jou so 'n bietjie skoon, okay? En daarin het hulle sommer veel goed gegee, soos lakseermiddels en goed, om jou heeltemal skoon te maak. Ja, soos wat ons voor ons op 'n dieet gaan, bietjie 'n detox doen. Okay. So ek kan al klaar dink, as jy deur daai eerste 3 goed gaan, kan mense al sommer beter voel. Baie siektes, dink ek, kan met daai 3 goed genees het. Okay. As jy dan nou nie beter voel, dan gaan jy in 'n inkubasiefase. Okay? Nou met COVID het julle almal gesien hoe ons toegesluit in hokkies, hè? Goed. Hierdie was die kern van die genesingsdeel. So jy het in die tempel gaan slaap, die tempel, die heilige deel, op die grond of op 'n matras. Okay? Jy moes laag wees, jy kon nie hoog wees. Hoekom? Elke soort siekte is in 'n afsonderlike kamer gesit, okay? As ons nou almal kopseer het, dan gaan ons na die een hoekie toe, en as ons nou almal maagpyn het, gaan ons na die plek toe. En dan het hulle slange oor jou laat seil, deur die nag, terwyl jy geslaap het, okay? So ek weet hoe mengsel sommer dadelik genees gewees het, as hy net daai slang gesien het, het hy perdfris daar uitgestap, né? Of, okay. Dit was nie giftige slange nie, maar dit was nog steeds slange. Okay. So hulle het geglo, terwyl jy nou daar slaap in die nag, gaan Asclepius self of een van sy slange aan jou verskyn in jou drome en vir jou die oplossing of die geneesmiddel openbaar van wat jou nou mekeer, wat jy nodig het. Okay? Ek dink jy skrik jouself so wakker, jy weet sommer wat jou mekeer. Al weet jy nie, jy dink aan iets wat jy mekeer, dat jy daar uit kan kom. Goed. Dan het jy nou die volgende dag na die priesters toe gegaan. Nou priesters hier, en dit is vir my nogal 'n lekker woord om te geleer het. Priesters was mediese priesters, wat terapeute genoem is. Dis waar die woord terapeut vandaan kom. Hulle het in daai tyd om net met 'n TH, as jy hom gaan oplees, sal jy sien dis 'n TH terapeut. So dis 'n mediese priester by wie jy dan gesit het, en hy het dan nou jou droom geïnterpreteer, om vas te stel wat se behandelingsplan hulle nou vir jou gaan uitwerk. Okay. Nou hier kom die behandelingsplan. Jy het of kruie of medisinale olies gekry om beter te word, of 'n massering, of hidroterapie, onthou julle, hidro is water, soos daai warm baddens en daai koue baddens wat ons gesê die springbokke in gaan sit, hidroterapie. Of jy is gesê om bietjie te oefen. Dis 'n bietjie oorgewig, né? Liggaamsoefeninge en 'n gesonde dieet. Goed. So ons moet nie dink aan bloedgroep dieet en goed het ons uitgedink nie. Dit kom al lank. Okay. Of jy het psigologiese terapie gekry, sê nou maar, jy is angstig, of jy is 'n fobie vir iets, dit moet net nie vir slange wees nie. Het jy met iemand kon gaan gesels, okay, om beter te voel. En as alles dan gewerk het en jy voel beter, dan het jy 'n offerhande aan Asclepius as koning gaan gee. Of God met 'n klein liedjie. Okay. So dink nou 'n bietjie as jy na daai goed kyk. Is hier wonderwerke hier betrokke? Dink jy hy het ouens ingestap wat nie kon loop nie en dan loop hulle skielik? Hulle sê niks van dit nie, en dis ook nie tussen die behandelingsgoed. So, ek vermoed nie sulke goed het gebeur nie, maar laat die mense beter gevoel het was so, want dan sal almal nie gegaan het.
Okay? En ons kan nog steeds vandag baie van ons probleme uitsort, dink ek, is ons van daai, as ons oefen en reg eet en met iemand praat oor ons vrese, gaan ons ook al gesonder wees. Okay. Goed, so nou kan jy hulle omblaai na die volgende bladsy toe. Hy sê bo die slang simbool. Goed. So daai slang simbool wat julle sien, sy Engelse naam is the Rod of Asclepius. Okay, so as julle hom ergens op die ambulans sien, kan julle vir 'n vriend of vriendin sê, hy kom van 'n afgod in Pergamon. Okay. Maar ons is nie bang vir die ding nie, want ons aanbid nie die ding op die ambulans nie. Moet nou nie omdat jy gelowige is sê, ek ry nie in daai ambulans nie, want daar is 'n slang. Kyk. Hoekom hy die slang ding gebruik het en ons kan nog steeds vandag daarmee vereenselwig, is dit het gesimboliseer herlewing of genesing, elke keer wat die slang verver het. Okay. Soos wat die slang gegroei het, of groter geword het, of sy vel seer gekry het en hy kry 'n nuwe vel, het hy gesê, dit simboliseer herlewing of vernuwing en genesing. Okay. So wat het regtig daar gebeur? Behandeling was kruie, rus, waterterapie en emosionele ondersteuning. Goed wat ons vandag ook weet, dis goeie medisyne. Meeste mense wat daar was, het moontlik geestelike verligting gekry, want ek dink die tye was tawer in daai tyd as vandag. Ons fokus op emosies en goed, maar dis hoekom ek dink baie mense is daar genees, want hulle het net gepraat. Okay. As jy genees was, moes jy 'n offer aan Asclepius bring. Hier is waar daai stukkie nou vandaan kom. Christene het dit gesien as 'n plek waar liggaamlike genesing, so jy het gegaan om gesond te word, maar die prys wat jy betaal het, was om 'n geestelike kompromie aan te gaan. Nee? Jy moes vir 'n afgod 'n offer bring om gesond te word. So dis hoekom Christene gesê het, nee, hulle gaan dit nie doen nie, en dis hoekom hulle doodgemaak. Okay. So die stadietjie sê, mense wat genesing ontvang het 'n wit klippie gekry, en dan het hulle nou die siekte wat hulle gehad het, of die skeet wat hulle gehad het, daarop geskryf, en by die uitgang van die tempel neergesit. Daar was so 'n lang ry wit klippies, van al die siektes wat genees is. En mens kan nou dink, ja, dis nou stupid, maar eintlik is dit simbolies vir Christene, so oulik om te dink, as jy ook vir die Here jou skeet, of jou pyn, of jou worry gegee het in 'n gebed, hoe amazing as jy dit kan opskryf en neersit en by hom los, né? Nie weer teruggaan en hom gaan optel, sit hom net dan nie. Okay, maar hulle het dit dan nou daar neergesit, en dit was dan 'n advertensie ook. Mense wat daar gekom het gesien, kyk al hierdie genesing, en dan het hulle ook gekom. So eintlik het hulle mense gelok ook met dit. Okay, so dit was een deel van die bidklip. Die slegte deeltjie is hierdie. Jy het ook 'n klippie ontvang met 'n nuwe naam op. So as jy daar uitgestap het en jy is nou genees, het jou naam verander. Okay? Hoekom? Want jy is nou 'n lid van die Asclepius kultus. Jy is nou 'n ingewyde lid van die Asclepius kultus. Jy het nou 'n nuwe naam. Okay? Dit is al baie sien, sulke kultusse, as jy nou by hulle aansluit, dan gee hulle vir jou 'n nuwe naam. Maar dis nie 'n vreemde ding nie. Onthou julle hoe gereeld in die Bybel lees ons van mense se naampies wat verander het. Okay? Onthou 'n naam in daai tyd het 'n betekenis gehad. En partykeer het 'n ou se ma en pa vir jou 'n lelike naam gegee. Né? Arme Jakob se naam was Hakskeen Buiter. En ons het nou gesê hy was een van ons aardvaders, né? Omdat hy en sy boetie nou fetus gehad het en hy so 'n bietjie van die dinge aangevang het, was hy 'n Hakskeen Buiter. Maar toe hy sy lewe vir die Here gee, toe noem hy hom Israel. Kyk hoe ver het daai naam gekom, ons die hele volk na hom vernoem. En Simon wat Petrus geword het, Petrus wat beteken my rots, of werkbou. So dit was nie 'n vreemde ding om 'n naam te verander nie. Maar ons gaan net nou hiervan praat van hoe ons as Christene ook hierdie naamverandering vir ons moet vat. Okay. Ons gaan nou daarby kom. Goed.
Kom ons bly gou. Kom, hoe lyk ons vir tyd? Okay. Ons gaan sommer vinnig deur hierdie twee gaan. Dis nie prokureurs waarvan ek weet om die tafel nie, maar hierdie is ook interessant. Goed, ek het vir julle gesê, julle moet julle vingers hou by Exodus, blaai ek nou na Exodus toe. Onthou julle, ek het vir julle laasweek gesê, daar's baie goed in die Nuwe Testament, wat jy nie gaan verstaan, as jy nie gaan kyk wat dit beteken in die Ou Testament. Nou, hierdie is een van ons. Okay. Goed, so onthou julle net nou het ons gespraat van Moses en Aaron. Toe Moses dood is, en dan Aaron het die volk gelei, op 'n stadium met die volk mos vir hom gesê, ons soek ook 'n priester in die tempel. Okay? Iemand wat met God, want ons is bang vir God. God het altyd met Moses gepraat. Ons soek iemand wat namens ons met God kan praat. Toe het Aaron die hoëpriester geword van daai tempel wat hulle so, of daai tabernakel wat hulle so rondgaan. So hier in Exodus kan julle nou lekker gaan lees. Exodus 28 gaan oor die priester se klere. Daai julle laas het ek vir julle gesê, net special mense mag 1 keer 'n jaar daarin gaan om met God te praat. Toukie aan jou vasgemaak, om jou uit te trek, jy kan al die goed hierso lees. Maar die klere was baie special. Hy het 'n borsharnas gehad met 12 edelstene. Jy kan lekker daar gaan lees van die edelstene af. So elkeen van Jakob se kinders, daai 12 stamme, het een van daai edelsteentjies gehad, né? Maar aan hierdie fancy klere het hy so toukie gehad hier aan sy, hulle sê laag, so nou lees, met 'n sakkie. Daar, net so 'n sakkie wat hulle hier vas. As jy aan Dawid en Goliat dink, sou ek nog gedink het, as Dawid so sakkie gehad het, sy daar klippies ingeweet het, vir sy slinger van, né? So sakkie. Maar hier was net 2 klippies. Okay? 'n donker en 'n ligte knippie. Ons sê nou maar swart en wit, maar nêrens in die Bybel staan daar swart en wit. Goed, so kom ons lees. In die regstelsel, toe die Grieke en die Romeine in bewind was, as daar nou 'n groot onder ons hier is, tussen 2 stamme of iets regtig groot, soos militêre probleme of nasionale probleme in daai tyd. En hulle kon dit nie self oplos hierson nie. Dan het hulle na Pergamum toe gegaan, na die hof. Okay? Dan het daar 'n jury gesit, soos wat ons nou hier om die tafel sit. Jy ken 'n jury. Dan het die ou wat na die klagte gebring het gestaan, kom ons sê Denzel, het nou kom hou, sy boetie is besig om op sy grond te wy. En hierdie is nie aan nie. Nou kom Jolandi, en sy sê, okay, sy verteenwoordig nou sy boetie, Denzel praat nonsens. Aan die begin het hulle gesê, hier is die skeislyn. So, nou moet die jury besluit, wie skuldig of nie skuldig. So die jury hoor nou alles, en as ons al die evidence en goed gehoor het, dan gaan ek nou met my sakkie, en ek sê, okay, jy moet nou besluit, is Jolandi se ou wie sy verteenwoordig skuldig of nie? As jy voel hy skuldig, gooi as donker klippie in. Maar ek mag nie sien wat jy ingooi, né? Want net nou, gaan ek vir hom sê, en dan gaan hy jou keel kom afsny. So hierdie is 'n secret vote. Okay. So elkeen gooi hulle klippie in, wit of swart, volgens wat jy voorstem. Ek tel die stemme, is daar meer wit klippies is, sê ek, Jolandi, jy het gewen, Denzel, jy het nie 'n saak. Okay? As jy meer swart klippies is, Jolandi, daai ou wie hy verteenwoordig praat nonsens, Denzel is reg. Okay. So daar het ek vir julle geskryf, 'n swart klippie sê jy is skuldig, 'n wit klippie sê jy is onskuldig. Goed. So kom ons gaan lees gou waar kom hierdie vandag. Exodus 28 vers 30. Binne in die borssak, wat deur die priester gebruik word wanneer hy oor regsaake moet beslis, moet jy 'n Urim en Tumim sit. Hulle moet op Aaron se bors wees as hy ingaan na my toe. Okay, so as Aaron ingaan om vir die Here te vra, moet hy daai goed saambring.
Maar Aaron moet gedurig die borssak vir regsake met die name van die stamme van Israel daarop op sy bors dra as hy voor my kom. As hy voor my die Here kom verskyn. Okay. So, gaan lees nou daaronder in jou Bybel in praktyk. Sien julle hieronder, is daar so 'n notaatjie, 28 vers 30 sê. Die Urim en Tumim is gebruik om die wil van God uit te vind. Die een steen het ja aangedui en die ander een nee. Presies hoe hulle gebruik is om God se wil agter te kom, is onbekend. So ons weet nou nie of hy die sakkie moes geskit het, en of wat moes hy gedoen het nie. Maar hy het ingegaan, hy het vir God gebid en gesê, dis die saak, ek ken nie die antwoord nie, wys vir my die antwoord. As hy die wit klippie getrek het, het God gesê ja, die swart klippie nee. So hier is al die ander stukkies in die Bybel. Levitikus 8 vers 8, Numeri, 1 Samuel, Esra, Nehemia. Dis nog al die stukkies wat julle 'n bietjie gaan lees het, wat hulle so tipe loting gedoen. Okay. So, die regspraak wat aan die hoëpriester se bors was om God se wil te sien, het ek julle gesê, was of vir 'n nasionale of militêre besluit. Dit was nie vir klein stupid goedjies nie, hierdie was groot besluit. As hy tot God gebid het, die Urim, die woord beteken lig. So dis hoekom ons vermoed, die Urim was die wit klippie, wat ja gesê het, want die woord Urim staan vir lig, en Tumim dan die donker een wat nee gesê. Okay, so daar in die Nuwe Testament en Handelinge het ek ook vir julle gesê, daar's 'n voorbeeld van 'n loting wat hulle gedoen het. Hulle sê nie presies hoe hulle die loting gedoen het nie, maar hulle het ook die lood gegooi, toe Judas Iskariot vir Jesus verraai het, moes hulle mos 'n nuwe disipel kies, en toe het hulle ook 'n tipe van 'n loting. Goed. Okay, die laaste deeltjie. En hier is waar ek vir julle gesê het, julle moet aan julle oor nou oor vasbind, onthou julle, as jy 'n lid van 'n Skepielse clan geword het, is jou nuwe naam op die klippie geskryf. Dis wat julle nou hier moet hoor. Die klippie het in daai tyd, dis nou die tyd wat die Olimpiese spele en goed was, wat ek vir julle gaan wys. 700 en iets voor Christus al, né? As jy 'n antieke fees of 'n inwyding gehad het, of sê nou maar die Olimpiese spele, het jy 'n persoonlik gemerkte klippie gekry, as 'n toegangsbewys tot 'n privaat geleentheid of 'n fees. So dit was hulle invites. Kan jy nou dink as jy jou wedding invites moet gaan skryf op 'n klip? En dit, maar ja, dis wat hulle gedoen het. Daar sonder die klippie met jou spesifieke invite in, kon jy nie ingaan. So, wat kan ons vandag as Christene daarin gaan koop? As jou naam op die wit klippie staan, wat het Jesus daar gaan weer Openbaring toe? Wat is die laaste stukkie van Openbaring 2 vers 17? Jesus sê, ek sal vir hom, kom ons sê vir jou, vir wie is die hom of vir jou? Elkeen wat die oorwinning behaal het. Okay? As jy die oorwinning behaal, beteken en jy het vir Jesus gekies. Ek sal vir jou 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net jy wat dit kry. Okay? So as jy nou vir jou 'n wit klippie gaan optel, en jy skryf vir jouself 'n naam op wat Jesus vir jou sou gee, omdat jy in hom glo, wat dink jy sou jy daar kon skryf? Jesus kind, verloste, vrygespreek, né? Goed, hoekom sê Jesus, dis 'n klippie wat net hy ken, niemand anders? Onthou julle ek het jou gesê, dis 'n secret vote, né? Weet jy wat in jou mamma se hart aangaan? Nee. Weet jy wat in jou man se hart aangaan? Jy kan dink jy weet, maar hoe weet jy regtig? Weet ek of my oupa grootjie wat selfmoord gepleeg het, hemel of hel toe is? Nee. Almal kan spekuleer, maar niemand weet wat daai ou se persoonlike saak met die Here is. So, net jy
en jou verhouding met die Here sal vir jou sê, wat staan agter op jou klippie? Het jy 'n wit klippie? Of het jy 'n swart klippie? Nee? Goed. Atletiek spele, hier kom die Olimpiese spele. Wat sê Jesus daar? Aan elkeen wat die oorwinning behaal. Nou julle Paulus het ook gesê, ons hardloop 'n wedloop, die wedloop van die lewe, en die skare sit vir ons en wag dat ons die wenpaal moet haal. Daar's so 'n liedjie wat ons sing altyd in die kerk. Nou toe. Die wenner ontvang 'n wit klippie as medalje. Dit was altyd by die Olimpiese spele ook so. Dit was jou kaartjie as 'n eregas by die groot party na die tyd, en ook om verdere pryse te kon kry. So dink nou aan daai goue medalje wat jy so buite sê die Olympics wen. Dit was 'n wit klippie, okay? So die wit klippie het jou as oorwinnaar aangewys, as eregas. En wat was jou prys? Wat ook al. So as jy nou 'n Jesus kind is, wat sê die wit klippie in die Bybel? As hy die oorwinning behaal, met ander woorde as hy die wenner is, gaan hy 'n wit klippie kry. Jy's 'n oorwinnaar, jy's 'n eregas in die hemel, en jou prys is die feesmaal van die ewige lewe. Sien julle hoe special is dit? Goed, die geheime Godnaam op die heidense hangertjies. As jy nou by sulke plekkies met sulke tempels gaan, julle sal sien Paulus word een keer gestenig oor dat hy 'n ou se tempel afgekraak het en gesê het, hy is nie so special nie, so toe kon die ouetjie wat die tempel moes die beeldjies verkoop nie baie geld maak, okay? So as jy by al die fancy plekke gaan, dan kan jy souvenirs koop, okay? So as jy nou aan Asklepios of die godin van liefde of iets, kan jy 'n hangertjie of iets koop met daai godin se naam op. Goed, so wat kan ons doen vandag? Het julle al gesien, daar's mense wat 'n kruishangertjie dra, of 'n kroon of iets? En dis vir my baie special. Party mense oordeel dit, want hulle sê jy mag nie 'n afgodsbeelding dra of iets nie. Maar ek voel net, as jy, sê nou maar iemand wat 'n heidense god aanbid, dra 'n hangertjie om hulle sterk te laat voel. As jy nou die dag nie lekker voel nie, of jy voel jy het net iets tasbaar nodig om iets aan te vat. Hoe amazing is dit om 'n wit klippie hangertjie of 'n kruisie hangertjie te kry, om jouself te net te herinner, Jesus het vir my gestaan. Jesus het my sonde afgewas. Die duiwel kan nie aan my raak. So ek het daar geskryf, Jesus se bloed beskerm ons. Nie die hangertjie wat jy dra nie. Maar party mense soek net iets tasbaars om hulle te herinner. So ons het so 'n amazing vriendin in ons selgroep, wat nadat ons hierdie gedoen het sy huis toe gegaan en 'n pad met die Here bietjie gestap die week, en die volgende maandag aand toe sy selgroep toe kom, toe sy vir ons elkeen in die selgroep so 'n sakkie met wit klippies, sy het met die wit klippies gaan sit en vir die Here gevra, hy moet vir haar Bybelverse gee. Sy het die Bybelverse geskryf wat bemoedigend is, op elke klippie geskryf, en sy het vir almal gesê, ek kies jou klippie, jy hoef nie te sê wat jy gekry het nie. En dit was so amazing om 'n klippie daar in jou kombuis te hê met 'n Bybelversie op. Nee, special. Goed, die laaste enetjie, julle ken die gladiators, né? Wat daar in die Colosseum gefight het. So ja, as jy nou genoeg geveg het, of jy het nou genoeg geveg om die sonde wat jy gepleeg het, of die ding wat jy gesteel het af te werk, of jy was net goed. As jy nou sê jy tree uit, jy's klaar, dan het jy 'n wit klippie gekry, of 'n steentjie gekry met jou naam op, en jou datum van ontslag, om te sê, jy is nou vrygestel, jy hoef nie meer te kom vry. En hoe amazing is dit, ons weet, Jesus, as ons naam op Jesus se handpalm, of op sy klippie, of in die boek van die lewe staan, ons vrygestel van hierdie aardse sondes, né? So, ek het op die laaste bladsy, ek net so vinnige opsomming vir julle gegee van die goedjies wat ons oorgeplaat. Wat die symbool is en die betekenis vir Christene vandag. Die kleur wit staan vir suiwerheid, oorwinning en vryspraak. Okay? Die klippie is 'n persoonlike geskenk. Dis vir jou. Okay? Die nuwe naam is jou nuwe identiteit in Jesus. Jy is nie meer
Suzette dom skoken. Okay? Of Pietie die bedwetter nie. Né? As jy by Jesus is, jy nuwe naam, jy sy kind. Okay. Jy het 'n toegangskaartjie, jy het 'n deelnamekaartjie aan die hemelse feeste en die ewige lewe. Jy het 'n hof simboliek, jy het 'n wit een wat sê, jy is vrygespreek, jy word aanvaar by die Here, niemand kan iets teen jou hou nie. So hier waar hy dit skryf, waar Johannes dit skryf, in 'n stad vol valse identiteite, vals tempels, valse genesing, sê Jesus vir ons, ek gee vir jou iets wat nie vervals of gekoop kan word nie. Iets persoonliks, ewig en geheimsinnig mooi. 'n Wit steentjie met die naam op Jesuskind. Kom. So as julle weer daai stuk van die wit steentjie lees, dan weet julle waar dit gaan. En as iemand julle vra wat is daai verborge manna, onthou, in Egipte toe hulle honger was, het die Here vir hulle manna gegee. Jy mag net elke dag opgetel het, volgende dag was dit vrot. Wat het Jesus gesê toe hy die brood gebreek het aan die kruis? Ek is die brood van die lewe. Wie in my glo sal nie weer honger kry, né? So hier is die verborge manna. Jesus is ons brood, hy is ons manna, hy is ons alles. Okay. So hier is niks geheimsinnig of weird hier aan nie, dit alles is spesiaal vir ons vandag ook. Okay. Goed, ek hoop julle het ietsie geleer vanaand. Ons maak ons oogies toe. Here, dankie dat ons deel is van hierdie resies tot die einde toe. Here, elkeen van ons gaan ergens by die wenpel kom. Of ons nou gewen het, en of ons halfpad uitgedrop het, ons moet oor daai streep gaan. Ons moet gaan hoor, ons is 'n oorwinnaar. U ken ons by die naam. Here, help ons, laat ons nie daar kom en u sê, ek ken jou nie. Here, dis 'n persoonlike saak van elkeen van ons. Help ons om enige vrese, enige worries, of ek goed genoeg is, of ek foute in die verlede gemaak het, by u te kom neersit. Skryf daai fout op die klippie, sit hom neer, en moet hom nie weer optel nie, want u het gesê, u het al ons sondes afgewas. Ons is nou wit soos sneeu, wit soos 'n skoon wit klippie, vrygespreek. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen.